Muziek. Ja, ons staan nou hier by die 20ste April 2026. Ek dink baie mense weet my naam is Lukas Swart. Ek is al amper vir 40 jaar besig met plaasaanvalle en huisrowe. Nie om mense te beraad rondom trauma nie, ook nie om mense soort van te leer hoe om te skiet, skop en donder. My hoofdoel was om mense te bemagtig sodat dit nie hoef te gebeur nie. Maar die vraag is altyd eers: hoekom sal jy aangeval word? Hoekom moet jy hierna luister? Ja, dit is nie 'n maklike antwoord nie, want niemand behoort eintlik aangeval te word. Die meeste van die mense wat aangeval word, het baie goeie rasse verhoudings. Baie mense het goeie verhoudings met hulle bure, met ander wit mense binne in die korporasie waar hulle werk, korporatief, besigheid waar hulle werk, met hulle kollegas. En daar's nie regtig 'n rede nie. En wanneer jy 'n besigheid eienaar is, het jy baie goeie verhouding met jou werkers. Die werkers werk lekker saam met jou. Jy kan skerts en grappe maak. Hulle weet waar hulle met jou staan en jy weet waar jy met hulle staan. Daar's geen rede dat jy aangeval kan word. Geen rede nie. En tog word mense aangeval. Ek praat verlede week met 'n vrou wat sê hulle is 'n paar ou vrouens wat saam in 'n huis op 'n plot bly, buitekant 'n dorp. En die een vrou wat 75, 76, toe sit in die dorp af terugkom, toe sy hek toe en daar lê 'n stok in die pad. En sy klim uit die voertuig uit om die stok weg te vat en toe word sy aangeval, verwrig, geslaan, geskop en haar selfoon word gesteel en van haar ander goedjies word gesteel. Hulle het nie eers iemand wat in hulle huis werk en daar's nie eers binne inligtinge wat uit die huis uitkom nie. Hulle het goeie verhoudings, sy meng met amper met niemand nie. Hoekom sal sy aangeval word? Hulle pla niemand. En dit is die eerste vraag. Nou ek het baie video's op YouTube, maar ek dink dit is tyd dat ons bietjie van hierdie goed op Facebook sit, en daar is nou al klaar op TikTok. Ek is nog bietjie onseker hoe om die verskillende onderwerpe bymekaar te hou, sodat die mense op 'n playlist net 'n sekere onderwerp kan ondersoek. Maar ek luister nou na hierdie meisie. 24 days ago, we had a home invasion. My fiancé was murdered and I was wounded 6 times. And my fiancé was extremely brave and he had protected me with his life. Sy en haar verloofde is aangeval. Hulle het niemand gepla nie. Hulle het goeie verhoudings met al hulle vriende om hulle. Haar verloofde is vermoor, sy is 6 keer verkragt en is 'n hartseer storie. En as jy nou kyk, dis bitter hartseer. Ek weet nou nie wanneer hierdie aanval plaasgevind het nie, maar ek is bly dat sy dit gedoen het. Ek wil 'n reeks video's maak om te verduidelik waarom mense aangeval word. Sommige mense, kan ek amper sê, het miskien daarvoor gesoek. Daar's 'n kultuur onder die swartes op hierdie stadium. As hy ontslaan word uit sy werk uit, het hy die reg om die mense wat hom laat ontslaan het, wat verantwoordelik is vir sy ontslag, te vermoor. Dit is nie lekker nie. En dit is 'n ding wat nou begin 'n posvat in Suid-Afrika, wat nie gesond is nie. Dan kry ons vrouens wat verkragt word, omdat hulle vriendelik was met die swart kliënte, of met 'n swart kollega. Sy, sonder dat sy geweet het, sê sy die heeltyd vir hom, sy vind hom seksueel aanvaarbaar, net deur met hom oogkontak te hou en vir hom te glimlag. En wanneer hy nou uiteindelik gefrustreerd nie kan regkom nie, reël hy dat sy verkragt word sodat sy 'n les kan leer. Nou as vrouens wat in bestuursposisies is, wat neerhalend op manlike werkers praat en hulle emosioneel afbreek, nie dat sy dit eintlik regtig bedoel nie. Sy wil maksimum produktiwiteit uit hom uitkry. En dan veroorsaak dit dat sy verkragt word om te leer waar haar posisie binne die hiërargie staan.
huisvrouens wat in die tuin werk, word deur 'n tuinjong, of hy vermoor haarself, of hy reël dat sy 'n goeie pak slaag kry en moontlik ook verkragt word om 'n les geleer te word. En dan kry ons die huurmoordenaars. Die huurmoordenaars is 'n organisasie wanneer ek is 'n, kom ons sê ek is 'n swart werker of 'n wit werker en ek het nou 'n probleem en ek het kontak met hierdie organisasie toe, dan kan ek vir hulle verduidelik, luister, ek is te nagekom deur hierdie persoon en ek wil graag hê daai persoon moet doodgemaak word. En dit is wanneer ons hierdie tipe huurmoorde sien waar mense iemand tromp oploop en hom doodskiet. Hierdie huurmoordenaars dink hulle is Christene. En hulle gaan elke keer na so 'n moord, gaan hulle kerk toe en hulle gaan bid vir vergifnis want dit is hulle werk. Hulle werk is om regverdigheid te laat geskied deur die onregverdige te vermoor. Baie keer dink jy nie eers jy is onregverdig nie, maar in hulle oë is jy onregverdig. Hulle noem jou useless. Jy's nie tot voordeel van die mensdom nie. En dan reël hulle met hierdie huurmoordenaars om jou te laat vermoor. En jy het nooit iets verkeerd gedoen. Jy's net jy. En jy het geen rede om enigiets te vrees nie, want jy krap niemand om nie. Ek meen, wanneer dit by die werk is, gaan dit mos oor die werkse sake. Dan sê mense, maar ek het niks. Ek het nie wapens nie en ek het nie geld nie. Ek het glad nie nodig om enigiets te vrees nie, want daar is niemand wat in my tuin werk nie, daar is niemand wat in my huis werk nie. Ek werk in 'n omgewing waar glad nie met swart mense te doen het nie. Ek sal definitief nie aangeval kan word. Ongelukkig is dit ook so. Ek het 'n goeie voorbeeld van een van my vriende wat bedreig raak omdat hy boer en hy het wit werknemers met wie hy werk, want hy verstaan hulle beter. En van die swart politieke strukture reël aanvalle op hom en op sy werkers, sodat hy van hulle ontslae kan raak om swart werkers in diens te neem. Dit is partykeer asof jy nie kan wen nie. Maar eintlik kan jy wen. Eintlik het ons die antwoorde al vir meer as 30 jaar. Eintlik het ons suksesse, duisende suksesse, oor 'n tydperk van langer as 30 jaar. En as ek nie soveel suksesse gehad het, sou ek definitief nie vir 30 jaar uitgehou het om die boodskap oor te dra. Nou ek gaan 'n reeks videoetjies maak, kort videoetjies, waar ek sekere goedjies tegnies met julle gaan behandel. Maar jy moet verstaan, die kriminele het spesifieke opleiding. Die kriminele is goed opgeleid. En hulle het riglyne waar volgens hulle werk. En daar is maniere waar ons hulle aan hierdie riglyne sien. En wanneer ons dit sien, kan ons dit ontmoedig, omdat ons verstaan hoe hulle werk. So wanneer ek jou leer hoe dit werk, bemagtig ek jou om enige tipe aanval te voorkom. Suksesvol. Vir meer as 30 jaar doen ons dit al. En ek kan nie daai sensitiewe inligting met jou deel nie. Maar ek kan 'n paar interessante goeders in die toekoms so 'n bietjie stap vir stap vir jou gee, om vir jou te sê, jy het nie nodig om in vrees te leef nie. Jy het nie nodig om heeltyd oor jou skouer te kyk en agterdogtig te wees en te wonder, wie is die volgende persoon wat my nou wil beseer of wil benadeel of seermaak of doodmaak of verkragt. Ons het nie nodig om vrees te leef nie. Maar dit help ook nie wanneer ons met ons koppe in die sand leef nie. Onkunde is eintlik 'n doodstraf. Onkunde gee vir jou 'n vals gevoel van vrede wat jy ervaar. En natuurlik is dat hierdie mense wat die New Age wat glo, as jy positiewe goed dink, kom positiewe goedjies na jou toe. Nou ek het bewyse waar mense positiewe dingetjies geglo het en nog steeds aangeval is. Ek het bewyse waar mense Jesus vlaggies in hulle tuin geplant het en hulle erwe gesalf het
en nog steeds aangeval is. Maar ek het self bewyse waar mense nie eers deure gesluit het nie en suksesvol was om aanvalle te voorkom, te ontlont en heeltemal te voorkom sodat die aanvallers nie eers probeer nie, sodat daar geen mens getraumatiseer is. Die Russe wou gehad het, ek moet hierdie ding bewys op die skepe binne die Somaliërs en ons het dit suksesvol bewys. Selfs die Somaliërs kon nie hierdie tegnieke wat ons het wen nie. En hulle het die skip waarop ek was gestorm en op die einde van die dag het hulle nie 'n skoot na die skip geskiet nie en hulle die Nepalese skip agter ons het hulle toe nou geteken. Dit is so eenvoudig om 'n aanval te voorkom as jy die kennis het. En al wat ek wil hê is, julle moet begin om die kennis op te doen, want ons bly in Afrika. Afrika is nie vir sissies nie, ook nie vir mense wat onkundig is nie. Ek het 'n boek geskryf oor windplaasaanvalle, huisrowe en ontvoerings, 'n handleiding, wat jy deur en deur kan deurwerk. Maar die boek is beskikbaar, jy kan hom kry by hierdie telefoonnommer, bel vir Edith en sy sal hom vir julle stuur. En dit gaan jou bemagtig om te kan oorleef in vrede in Afrika. Nie net in Suid-Afrika nie, in Afrika. Natuurlik, nou lyk my België dalk ook, want België is lyk my net 18% nog van die jeug is wit, die res is nie meer wit nie. So, in Europa gaan jy net so veilig wees, as jy hierdie kennis het, want die kennis bly universeel, dit is dieselfde, dit word wêreldwyd gebruik, dit word in Amerika gebruik, in Europa, in Suid-Afrika, in Australië. Maar kom ons begin eers met kort geselsies, en dan begin ek stuk vir stuk vir julle verduidelik. Baie dankie.